Kom ons bid saam. Here, vanoggend is ons bymekaar om meer te leer van U, om eer aan U te bring, Here, want U is waardig. U is die enigste een wat waardig is vir ons lof en prysing, Here. Here, U is vir ons 'n wonderlike God, en ons leer uit U woord uit hoe ons lewens moet aanpas, sodat ons meer en meer kan lyk soos U Seun, Jesus Christus. Here, en hier waar ons besig is met 'n reeks oor die gesin, is dit soms moeilik om ons eie lewens teen die spieël van die woord te meet. Want dan kom ons agter dat ons val U. Maar U is 'n God van genade, Here. En dankie dat U genade aan ons toon, dat ons in hierdie reeks kan leer, wat het U beplan vir ons gesinne, Here? Here, en dankie dat U 'n God van genade is, wat U ons die geleentheid gee om ons gesinne te verander, sodat ons kan lyk soos wat U dit wil hê, Here. Here, seën vanoggend U eie woorde. Here, seën die woorde dat dit op toeganklike harte sal val, Here. Here, dat ons U woorde sal hoor, dat ons dit sal glo, en dat ons dit dan sal toepas in ons lewens. Here, gaan ook asseblief met my, dat ek U woord reg sal gebruik, sodat U alleenlik verheerlik sal word. Amen. So ons is besig met 'n reeks, waar ons kyk na God se ontwerp vir die gesin. En die hele reeks gaan uit met die veronderstelling, dat jy gees vervuld sal wees. Dat jy met die gees vervul is, want dit is die wil van God. En in Efesiërs 5 vers 17-18 het Paulus vir ons die tafel kom dek vir hierdie hele reeks. En daar het ons gelees, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. So die wil van God is, dat jy met die gees vervul sal wees. En daaruit sal die vrouens dan onderdanig wees, die man sal lief wees vir hulle vrouens, en dan kom ons vandag by die rol van die kinders. Wat is die rol van die kinders in hierdie gesin? Hierdie ontwerp van God. En is hier waar ons mekaar verkeerd begin opvryf. Ons beweeg vandag in ongemaklike terreine, want ons as ouers, en julle moet onthou, ek is ook 'n pa, ek is ook 'n ouer, so dit wat ek nou gaan sê, weet ek is die waarheid. Ons as ouers is fyn daarmee, as die Bybel vir ons sê, ons moet onderdanig wees. En ons as ouers is fyn daarmee, as die Bybel vir ons sê, jy moet lief wees vir jou vrou. Ons is selfs fyn daarmee, as die Bybel ons hart aanspreek. En die bewys daarvan is, julle almal is terug. Ons almal is hard aangespreek in die laaste paar weke deur die Bybel. Maar ouers moenie aangespreek word oor hulle kinders nie. Dan het ons issues met mekaar. Want ouerskap is heilige grond. Elke ouer hierso, elke ouer wat hier is, dink hy of sy is die beste ma of pa wat daar is. Elkeen van ons dink so. En geen ouer sal toelaat dat enige kritiek lewer oor hoe jy jou kinders grootmaak nie. Jy gaan nie eens vir God toelaat nie. En dis die hartseer ding waarmee ons sit in ons generasie. Die gemiddelde Christen glo alles wat God sê, en die Christen sal selfs na die Bybel toe gaan as daar moeilikheid is met sy huwelik, hy sal geraad kry. As daar krisis is, sal die gemiddelde Christen na die Bybel toe gaan. Maar wanneer dit by sy of haar kinders kom, gaan Christene byna nooit na die Bybel toe nie. Ons gaan na die wêreld toe, om te gaan kyk hoe ons kinders moet grootmaak. En dis vreemd, want, en onthou ek skeer nou almal hier onder dieselfde kam, my ingesluit. Ons hanteer ons kinders baie soos wat ons geld hanteer. Ons aanvaar God se autoriteit oor alles in ons lewens. Ons poog werklik om alles in ons lewens te onderwerp aan God. Maar wanneer dit by ons geld kom, dan sê ons gewoonlik, God, ons weet beter. Dis my geld. En ons het presies dieselfde houding wanneer dit by ons kinders kom. Ons onderwerp onsself aan die woord van God.
behalwe wanneer dit by ons kinders kom. Dan is dit asof ons wil sê, God, ek het hierdie. Dis my bloetjie. Ek sal hom groot maak soos wat ek dink is die beste. En dis hoekom ons vandag in ongemaklike terreine beweeg. Want ouers is min ouers is oop daarvoor om aangespreek te word oor hoe hulle kinders groot maak. So wat ek gaan doen vandag, soos met al die ander moeilike teksgedeeltes, ek gaan die teks preek en ek vertrou dat die Heilige Gees in jou hart hierdie woorde sal vas lê. So julle kan julle Bybels oopmaak by Efesiërs 6. Efesiërs 6 vers 1 tot 3 en ek lees uit die woord van die lewende God. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Tot sover. God gee 2 opdragte aan kinders. Wees gehoorsaam en eer jou ouers. Die een is 'n praktiese opdrag, wat gaan oor die praktiese deel van die lewe, en die ander een gaan oor die attitude van die kind. Nou hierdie gedeeltes, hierdie 3 verse is geskryf vir kinders. Dit is van toepassing op kinders. Maar ons as ouers moet dit vir ons kinders leer. Want nie een van hierdie 2 opdragte kom natuurlik vir kinders nie. So jy wat die ouer is, jy moet jou kind dissipline leer. Jy moet jou kind leer om gehoorsaam te wees en jy moet jou kind leer om jou te eer. Nou, selfdissipline en gehoorsaamheid en selfdissipline is eintlik dieselfde woord. Dat is dieselfde betekenis. En hoekom kan ons die woord selfdissipline aan gehoorsaamheid koppel? Want selfdissipline is wanneer jy jouself beheer om nie te doen wat jy graag wil doen nie. So dit is maar net gehoorsaamheid. So as jy byvoorbeeld vir jou kind sê moenie op die bank spring nie, dan moet jou kind die selfdissipline toepas om dit nie te doen nie, al wil hy graag op die bank spring. So dit is gehoorsaamheid. So wanneer die skrif vir ons sê kinders wees gehoorsaam aan jou ouers, dan beteken dit jou kind moet selfdissipline hê. Selfdissipline moet geleer word. En die beginsel hier is, jou kind is klein, jou kind het nog nie die tot geloof gekom nie, so jou kind het nog nie die Heilige Gees ontvang nie, en ons weet dat selfbeheersing is een van die deel van die vrug van die Gees. So selfbeheersing kom nie natuurlik vir jou kind nie. Jy as ouer moet selfbeheersing vir jou kind leer. En dit is dan nou gehoorsaamheid. So, dissipline en respek, gehoorsaamheid en respek, dit is wat ons vir ons kinders moet leer. En dit is so eenvoudig soos dit. Dit is net daai 2 goed wat ons vir ons kinders hoef te leer. Dit is eintlik baie eenvoudig. Dit is nie so maklik nie, maar dit is baie eenvoudig. Nou kan julle onthou in die begin van hierdie reeks het ons gekyk het na die gesin, het ons gekyk na wat is God se doel met die gesin. En ons het toe bepaal dat God se doel met die gesin is, die gesin is die voertuig waarmee God oorgedra word van een generasie na die volgende generasie toe. So die gesin is vir God geweldig belangrik. Die gesin is inteendeel die fondasie van ons samelewing. Wanneer die gesinne gesond is, sal die samelewing gesond wees. En as gesinne verbrokkel, dan gaan die samelewing gebroken wees. En dit is wat ons om ons sien vandag. Ons sit met 'n gebroke samelewing. En die rede is omdat ons gesinne gebroken is. Nou God het in sy perfekte wysheid geweet dat wanneer die gesin opgebreek word, dan word die samelewing opgebreek. En God het in sy perfekte wysheid geweet, daar waar 'n kind nie gehoorsaam is nie, verbrokkel die gesinstruktuur. En dit is baie belangrik dat ons hierdie moet besef. Verrotting van die samelewing begin altyd in die huisgesin. Altyd. Dit is waar dit begin. Toe God vir Israel uit Egipte uitgelei het God sekere reëls vir Israel gegee, en hierdie reëls was gewees dat Israel nie lyk soos die volke om hulle nie. Israel moes anders te gelyk het. En die rede is Israel, die doel van Israel, die rede hoekom God vir Israel gekies het, was om die hele wêreld te gaan evangeliseer. So Israel is gekies om die wêreld te evangeliseer, en dis hoekom moes Israel anders te lyk. Ongelukkig het hulle dit nie gedoen nie,
maar ons gaan nie nou daarna kyk nie, maar hulle doel was gewees om God te gaan versprei oor die res van die wêreld. Maar hulle moes eers anders te gelyk het. En dit is hoekom God vir hulle al hierdie reëls gegee het. Die ander mense moes na die volk Israel kyk en sien, maar hulle lyk anders. Hulle God wat hulle dien is anders. En dit is presies dieselfde beginsel wat ons in die Nuwe Testament sien met ons. Ons lewe moet anders lyk, sodat ongelowiges na ons lewens kyk en God in ons lewens raak sien. So God het geweet met Israel se tyd dat as die kinders ongehoorsaam is aan hulle ouers, dan gaan die hele volk uitmekaar uitval. En hoor wat sê hy vir die volk Israel. In Deuteronomium 6 vers 1 tot 9, ek gaan vir ons die 9 verse lees. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle God beveel om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem. Dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou. Jy en jou kind en jou kindskind, al die dae van jou lewe en dat jou dae verleng kan word. Hoor dan Israel en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan. En dat jy baie kan vermenigvuldig, soos die Here die God van jou vaders jou beloof het. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees en jy moet dit op die deurposte van jou huis en jou poorte skrywe. So wat God hier vir die volk Israel sê is, leer jou kinders van God. In die oggend, in die nag, die heeltyd, jou kinders moet die wet van God ken. En dit is die fondasie van jou kind. Vandag, jou kind moet die wette van God ken, moet die verordeninge van God ken. Dit is die fondasie van die volgende geslag. En God het 'n straf ook gegee, as kinders nie gehoorsaam is aan hulle ouers nie. Eksodus 21 vers 15. En hy wat sy vader en sy moeder slaan, moet sekerlik gedood word. Vers 17. En hy wat sy vader of sy moeder vloek, moet sekerlik gedood word. Deuteronomium 21 vers 18 tot 21. As iemand 'n koppige en wederstrewige seun het, wat nie luister na die stem van sy vader en na die stem van sy moeder nie, en hulle hom tugtig, maar hy nie na hulle luister nie, dan moet sy vader en sy moeder hom neem en hom uitbring na die oudstes van die stad en na die poort van sy woonplek. En hulle moet aan die oudstes van sy stad sê, hierdie seun van ons is koppig en wederstrewig. Hy luister nie na ons stem nie, hy is 'n deurbringer en 'n dronkaard. Dan moet al die manne van die stad hom stenig, dat hy sterwe. So moet julle die kwaad uit jou midde uitroei, en die hele Israel sal dit hoor en vrees. Ongehoorsame kinders is verwoestend vir 'n gesin en vir 'n samelewing. En dit is hoekom God gesê het, 5000 jaar terug, maak hulle dood. Stenig hulle. Ons wil hulle nie in ons volk hê nie. Dit is hoe ernstig 'n ongehoorsame kind vir God is. Nou genadiglik het God nie hierdie wette herhaal vir ons in die Nuwe Testament nie. Maar ons kan sien hoe ernstig is God daaroor. Ons kan sien wat se effek het 'n ongehoorsame kind op 'n huis, op 'n gesin en dan op die samelewing. Nou gaan ons 'n paar duisend jaar vorentoe en ons is vandag hierso. En ons gesinne is gebroke. Ons kan dit om ons sien. Ons lewe in 'n gebroke samelewing. Kinders word alleen groot want ouers jaag hulle eie loopbane na. Ouers skei en dan word kinders groot met een ouer. Die meeste tyd is die pa nie in die huis nie en dit veroorsaak 'n geweldige gedragsprobleem by kinders. En dit veroorsaak ook dat ouers nie meer vandag ingestel is daarop om hulle eie kinders groot te maak nie. Ouers is vandag ingestel op hulle eie begeertes en hulle eie behoeftes, op hulle eie loopbane en hulle maak nie hulle eie kinders groot nie. Ouers stuur hulle kinders van so jonk as 3 maande na dagsorgsentrums toe om groot gemaak te word.
want die ma moet terug gaan werk toe. En julle moet onthou, ek skep nou 'n breë prentjie hierso tussen gelowiges en ongelowiges. Maar vandag maak ouers nie meer hulle eie kinders groot nie. As jy jou kind van 3 maande af na 'n dagsorgsentrum toe stuur, tot die kind 6 jaar oud is, en dan gaan die kind skool toe, totdat hy 18 jaar oud is, hoeveel tyd spandeer jy met jou kind? Ek het die som gaan maak. Ure gewys. As jy 4 ure per dag met jou kind spandeer, 1 uur in die oggend, en ons almal weet voor skool is dit chaos, jy spandeer nie regtig tyd met jou kind nie, en 3 ure in die aand, 5 uur kom jy by die huis, 8 uur gaan slaap die kind. Maandag tot Vrydag, 4 ure. Saterdag en Sondag heeldag saam met jou kind. Dis die som wat ek gemaak het. Hoeveel tyd dink jy spandeer jy met jou kind, persentasie gewys, tot hy 18 is? 16,7%. 16,7% van daai tyd, van die eerste van 3 maande tot 18 jaar, is jou kind in jou teenwoordigheid. 33% slaap die kind. Nou ons weet as jy tiener word, slaap jy meer, so dis 10 in 'n groter persentasie. En dan 40% van die tyd gaan jou kind skool toe. 40% van sy tyd. Wie maak daai kind groot? Jy of iemand anderste? Verseker nie jy nie. Wie die grootste invloed op jou kind? Jy of in ons konteks die staat? Want dis die staatskole want ons kinders stuur. Jy het nie die grootste invloed op jou kind nie. Die staat, ander mense, het meer as dubbel die tyd met jou kind as wat jy tyd het met jou kind. En hier is nou baie faktore wat hier 'n rol speel, né? Omdat ouers meer gefokus op hulle eie geluk en hulle eie loopbane en hulle eie doelwitte, is ouers maar net te happy as hulle kinders na 'n skool toe gaan en hulle word ietsie geleer en hulle word nie 'n krimineel nie. Die gemiddelde ouer is maar net te happy as dit gebeur. As sy kind maar net 'n goeie punte kry en dalk ietsie kan gaan studeer of ietsie kan leer en 'n werkie kan kry. Maar die probleem hier is, wie beïnvloed jou kind? Wat word jou kind geleer? Want die realiteit is, as jy jou kind na 'n dagsorgsentrum toe stuur of na 'n skool toe stuur, jy ken nie die onderwysers nie. Jy het nie 'n idee wat is daai persoon se geloofsoortuiging nie. Jy weet nie wat hulle jou kind leer van God nie. Jy weet nie. Jy weet nie wat hulle jou kind leer van enigiets nie. Alwaar jy worry is dat daar net die rooi kringetjies op die rapport is nie. En dis ongelukkig die realiteit waarin ons is. Die prentjie wat ek by julle wil oorbring is, met ons lewenstyle vandag, is ouers nie meer die hoofinvloed op kinders nie. En dis presies dit wat die Bybel van ons vereis. Dat ons as ouers die hoofinvloed moet wees op ons kinders en nie die wêreld nie. Hoor hierdie stelling. Mense stuur hulle kinders skool toe om 'n opvoeding te gaan kry wat gebaseer is op presies die teenoorgestelde wat die Bybel ons leer. En dis die realiteit. En dis 'n skerry gedagte, maar dis wat ons doen. Ons kinders word presies die teenoorgestelde geleer en aan blootgestel as wat die Bybel vir ons sê. Kinders word leuns geleer van God. Kinders word leuns geleer van jou. Van die skoolstruktuur vandag leer kinders dat autoriteit, 'n ouer mag nie autoriteit oor 'n kind hê nie. Dis wat hulle geleer word. Kinders word geleer dat hulle eie waarheid is die waarheid. En dan word kinders ook geleer dat hulle eie geluk hulle grootste prioriteit in die lewe is. En dis hoekom ons sit met 'n samelewing waarin ons sit. Dit is hoekom kinders rebelleer. Dit is hoekom kinders, Christenkinders, en ek sê dit in aanhalingstekens, wanneer hulle uit die skool uit is, dan verlaat hulle die geloof. En ons kan die vraag vra, hoekom verlaat hulle dan die geloof? En dit is eintlik maklik. Die antwoord is maklik. Hulle ken nie vir God nie. Hulle was nooit werklik Christene gewees nie.
En as ons dit na ons toe trek, al hierdie donker prentjie wat ek nou geskep het, as ons dit na ons toe trek as Christenouers, wat sê die Bybel moet ons doen? En ek wil begin by Joshua 24, want ek en jy as Christenouers moet 'n besluit neem vir ons kinders. Ons moet 'n besluit neem soos wat Joshua 'n besluit geneem het in Joshua 24 vers 14 en 15. In vers 14 staan daar: Vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Efraat en in Egipte en dien die Here. Nou hier is baie soos ons, né? Want ons kom met 'n kultuur, ons kom met tradisie van hoe ons dit gedoen het, hoe ons ouers dit gedoen het, ons oupas en oumas dit gedoen het. En hoor dan wat sê vers 15. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daaroor kan die Efraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. En dan maak Joshua hierdie besluit vir sy gesin. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En dis die besluit wat jy as ouer moet maak. Ek en my huis, ons sal die Here dien. So ek wil vir jou sê vanoggend, as jy met die Gees gevul is, en jy het kinders grootgemaak, tot vandag toe, wil ek vir jou 100% garantie, jy het baie foute gemaak. Al was jy met die Gees gevul. En dis fyn. Ons het ons nou bepaal met hierdie reeks. Ons gaan nie, hierdie doel van hierdie reeks is nie om jou skuldig te laat voel nie. Die doel van hierdie reeks is om jou te leer wat is God se ontwerp. Maar van hier af moet ons kinders anders te groot maak. Die besluit wat ons vandag moet neem is, ek en my huis, ons sal die Here dien. En ek wil jou hierdie vraag vra, wat jy saam met hierdie besluit kan maak. As jy in jou kind se oë kyk, wat sien jy? Sien jy 'n toekomstige dokter, of 'n ingenieur, of 'n Springbok rugby speler, of 'n Springbok netbal speler? Of sien jy 'n siel, wat vir ewig gaan lewe? Of in die teenwoordigheid van God, of uit die teenwoordigheid van God uit? Want dit is hoe jy na jou kind moet kyk. Jou kind is gemaak na die beeld van 'n heilige en almagtige God. En jou kind is gemaak om God te aanbid. Almal van ons is so gemaak. Jou belangrikste taak op hierdie aarde is om jou kind groot te maak in die vrees van die Here. Niks anders is belangrik nie. Hierdie is jou belangrikste taak. Jy moet jou kind groot maak in die genade van Christus. Jy verteenwoordig God in jou huis. As jy sê jy is 'n Christen, dan verteenwoordig jy God in jou huis. Nou die wêreld offer vir ons presies die teenoorgestelde as wat God ons bied. Die wêreld fokus op simptome en God fokus op die bron van alles. God fokus op die hart. Die wêreld fokus nie op die hart nie. En as jy by jou kind se hart wil uitkom, gaan niks wat die wêreld jou bied help nie. Niks nie. Niks wat die wêreld bied kom by die kind se hart uit nie. Daar's twee invloede wat jy moet verstaan as jy by jou kind se hart wil uitkom. En die eerste een is jou kind se sondige natuur. Net soos wat jy gebore is met 'n sondige natuur en jou natuurlike drang is sonde, so is jou kind gebore met dieselfde natuur. En net soos jy vandag die evangelie van Jesus Christus elke dag nodig het, so het jou kind die evangelie van Jesus Christus elke dag nodig. Dis net God wat jou kind se hart kan verander. Net soos wat dit God is wat jou hart verander het, is dit net God wat jou kind se hart kan verander. En is jou verantwoordelikheid om jou kind by God uit te kry. Dis jou verantwoordelikheid. As jy nie hierdie natuurlike toestand van jou kind verstaan nie, dan gaan jy net soos die wêreld fokus op simptome. Jy gaan fokus op jou kind se gedrag en nie op jou kind se hart nie. Die tweede invloed is die bose wêreld om ons. Nou God se ontwerp vir die gesin is om sterk te wees, om opbouend te wees en om mekaar te beskerm. En Satan se doel is om die gesin te verswak, om af te breek en dan om die gesin op te breek. Satan poog altyd
om die teenoorgestelde te doen as wat God doen. En hy vermom dit as ietsie wat mooi en goed is, sodat ons vlees aanklank vind daarbey. 'n Christen behoort nie in te pas in hierdie wêreld nie. Inteendeel nie, ek en jy is veronderstel om uit te staan. Maar ons moet onsself die vraag vra, staan ons uit? Of lyk ons maar net dieselfde? Hoor wat sê God vir die volk Israel, nadat hy hulle na 400 jaar uit Egipte uitgelei het. Levitikus 18 vers 3 tot 5, en ek lees dit uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. Moenie maak soos die Egiptenaars by wie julle gewoon het, of soos die Kanaaniete na wie toe ek julle neem nie. Moenie hulle manier van lewe navolg nie. Gehoorsaam eerder al my voorskrifte en kom my bepalings noukeurig na, want ek, die Here, is julle God. En hoor nou hierso in vers 5. As jy my voorskrifte en bepalings gehoorsaam, sal jy deur hulle die lewe vind. Ek is die Here. So hoe gaan ek en jy werklik lewe? As ons gehoorsaam is aan God. Dit is die lewe. En ons kan hierdie 3 verse direk op ons lewens van toepassing maak. Moenie doen wat die wêreld om jou doen nie. Moenie jou kinders groot maak soos wat die wêreld hulle kinders groot maak nie. Moenie jou kinders blootstel aan dit waaraan die wêreld hulle kinders blootstel nie. Maak jou kinders groot volgens die bepalings en voorskrifte van die Here. Nou ongelukkig, ons as ouers, ons stel ons kinders bloot aan die wêreld. Christene luister na filosowe en sielkundiges oor hoe om hulle kinders groot te maak. Ons gaan na hierdie mense toe vir raad. As jy gaan kyk op die internet, op Koen Boeke se website, dink ek is al 18 kinderselfhelpboeke, hoe om jou kinders groot te maak. Daar's 565 Christenboeke al geskryf oor hoe om kinders groot te maak. Daai boeke is nie gebaseer op die Bybel nie. Dit het 'n Christen flavor, maar dit bring al hierdie ander wêreldse termes in. En dit is wat ons doen. Ons wonder, hoekom sukkel Christenouers met hulle kinders? Hoekom rebelleer Christen kinders? En daar's net een rede. Ons gebruik wêreldse metodes om hulle groot te maak. Wat jy as 'n ouer moet onthou, jy persoonlik beheer waaraan jou kind blootgestel word. Jy persoonlik. As jou kind blootgestel word aan boosheid, is dit jou skuld. As jou kinders goeters kyk op screens, wat hulle wêreldse dinge leer, is dit jou skuld. Want jy kies waarin jou kind wil blootstel. En in die tye waarin ons nou leef in 2025, met screens, is hierdie vir ons 'n belangrike ding. Ons moet seker maak, ons stel ons kinders bloot aan veilige goed. Jy is nie meer 'n dwaas nie, jy is nou wys. Jy lewe nie meer in die donker nie, jy lewe nou in die lig. Tree op soos 'n godvreesende, geesvervulde ouer en leer jou kinders die waarheid van God. Dit is wat God van ons verwag. God se opdrag aan geesvervulde kinders is, wees gehoorsaam en hê respek. Maar jy moet dit vir hulle leer. Jy is ouer. En die beginpunt hier is, hoe jy jou kind leer is, jy moet weet dat jou kind is 'n geskenk. 'n Geskenk reguit uit God se hand uit. Psalm 127 vers 3 sê, kinders is 'n gawe van die Here, die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Dis 'n geskenk. As jy 'n kind het vandag, is dit 'n geskenk. En dan moet jy ook weet wat dit beteken as die Bybel sê jy is na die beeld van God geskape. Jy moet glo, jou kind is na die beeld van God geskape. En dit beteken jou kind is belangrik vir God. Jou kind is so belangrik vir God dat Jesus in Markus 9 gesê het, enigiemand wat een van hierdie kleintjies laat struikel, dit sal beter wees as daar meelstene om sy nek vasgemaak word en hy in die see gegooi word. So as jy bydra tot jou kind se geestelike verval, is dit vir jou beter dat daar meelstene om jou nek vasgemaak word en dat jy in die see gegooi word. Ek en jy as Christenouers moet hierdie rol van ouerskap
baie belangrik opneem en ag. Jy moet dit net so belangrik ag, soos wat jou eie heiligmaking ag. Want dit is wat dit is, dis heiligmaking. En dit beteken, dat ek en jy as ouers eerstens gehoorsaam moet wees. Ons moet gehoorsaam wees aan God. Ons moet God respekteer. Want as ons dit nie doen en ons probeer dit vir ons kinders leer, jou kinders gaan deur jou sien. Jou kinders gaan sien, jy is skynheilig. Jou kinders gaan weet, jy is skynheilig. So dit begin by jou. Die direkte konteks van Efesiërs 6 vers 1 tot 3 wat ons nou net gelees het, is dat 'n geesvervulde man en vrou 'n goddelike voorbeeld gaan stel vir hulle kinders. As ons kyk na vers 1, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Ons kan die vers in 4 dele opdeel. Daar's 4 aspekte in hierdie vers. En die eerste een is kinders. Nou hierdie woord vir kinders in die Grieks verwys na kinders wat in jou sorg is, kinders wat nog in jou huis is. Met ander woorde, as jy groot kinders het, soos my kinders, sy's nou getroud, so ek gaan haar nou nie meer gehoorsaamheid leer nie. Sy's nou nie meer my verantwoordelikheid nie. So wanneer jou kinders getroud is, dan is hulle nie meer jou kinders nie in hierdie konteks. Maar wanneer kinders nog onder jou dak bly, ongetroud is, en hulle is nog onder jou sorg, dan geld hierdie vir hulle. So dis die eerste gedeelte, kinders. Die tweede aspek van hierdie vers is, julle moet julle ouers gehoorsaam wees. Nou wat beteken dit om gehoorsaam te wees? Nou hier's baie verskillende definisies, ek is seker as ons mekaar hier gaan vra, gaan ons miskien 5 verskillende definisies kry. Maar die oorspronklike Grieks verwys na gehoorsaamheid, is om aandagtig te luister, en dan om onmiddellik positief te reageer. Dit is wat gehoorsaam is om aandagtig te luister, en om onmiddellik positief te reageer. Vertraagde of delayed gehoorsaamheid is ongehoorsaamheid. So as jy met jou kind praat, en jou kind is traag om te reageer, dan is jou kind ongehoorsaam. Hoor, delayed gehoorsaamheid is ongehoorsaamheid. Dit is soos ek en jy, wat tot wedergeboorte gekom het, en ons sit in 'n Bybelse kerk, en ons hoor sekere goeie se sonde, en ons doen dit nog steeds. Jy's nie stadig met jou gehoorsaamheid nie, ons moet dit nie probeer paai nie. Jy's ongehoorsaam. Dis die bottom line. En dis presies dieselfde met ons kinders so. Jy moet jou kinders leer om te luister, en dan om te reageer. Onmiddellik, positief. Die derde deel van hierdie vers is, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here. Nou dit beteken, dat jou kinders aan jou gehoorsaam moet wees, soos wat hulle aan die Here gehoorsaam is. En soos wat jy aan die Here gehoorsaam is. Paulus skryf oor dieselfde beginsel in Kolossense, hoofstuk 3 vers 20 sê hy, kinders, julle moet in elke opsig aan julle ouers gehoorsaam wees, want dan is die Here tevrede. So hoe stel 'n kind die Here tevrede? Deur om gehoorsaam te wees aan sy ouers. Dan is die Here tevrede. Gehoorsaamheid, die vierde aspek is die laaste gedeelte van die vers. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Gehoorsaamheid is reg in die oë van die Here. Psalm 18 vers 9 sê, die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart, die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. So, die bevele van die Here is altyd reg, en is goed. Met ander woorde, kinders wat gehoorsaam is aan ouers, is reg in die oë van die Here. So hier het ons nou die praktiese gedeelte van die opdrag. Wees gehoorsaam. Die attitude gedeelte, wat lei tot gehoorsaamheid, kry ons in vers 2 en 3. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan, en jy lank mag lewe op die aarde. Nou wat ons hier sien is 'n beginsel wat ons sien van Genesis 20 af. Toe God die 10 gebooie gegee het, het ons hierdie beginsel die eerste keer gesien. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. So die basiese beginsel is hier, kinders moet die attitude hê om hulle ouers te respekteer. Maar dit is iets wat geleer moet word vir jou kind. Jou kind gaan jou nie outomaties eer nie. Jou kind gaan nie outomaties respek hê vir jou nie. Dit moet geleer word vir jou kind.
Vers 3 gee vir ons 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Nou hierdie belofte was oorspronklik aan die volk Israel gegee en dit het gegaan oor 'n lang en gelukkige lewe. So kinders wat gehoorsaam is baie meer gelukkig as ongehoorsame kinders. En die breë beginsel is hier, kinders wat gehoorsaam is, lewe langer as ongehoorsame kinders. En ons kan net daarna gaan kyk in die koerant. Hoeveel kinders is daar wat in karrongelukke doodgaan omdat hulle dronk was? Hoeveel kinders is daar wat in messtekery doodgaan, wat doodgaan met dwelms en al hierdie tipe van goeters? Hulle lewe word verkort want hulle is ongehoorsaam. Hulle stel hulle self bloot aan onnodige boosheid. So die breë beginsel is, 'n gehoorsame kind is 'n gelukkige kind en 'n gehoorsame kind se kanse om lank te lewe is baie goed. Want hy hou by die riglyne van die Here. Nou moet ons die vraag vra. Hoe kry ons kinders laat hulle gehoorsaam is en laat hulle respek vir ons het? Want onthou ek het nou gesê, dis 'n eenvoudige ding, maar dis nie altyd so maklik nie. Gaan kyk na vers 4. En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaaning van die Here. En ons sal volgende week daarna kyk. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord, Here. Dankie dat u ons so lief gehad het, dat u vir ons eerstens u seun gegee het, en toe u gees, Here, en toe u woord. Dankie dat ons uit die woord uit hierdie verskillende beginsels kan leer, van hoe ons lewens kan lei, wat u sal verheerlik. Here, wanneer ons kyk na hierdie beginsels, dan lyk dit baie eenvoudig, en as ons kyk na ons eie lewens, Here, dan sien ons hoe complicated dit is. Maar Here, ons maak dit complicated, omdat ons nie gehoorsaam is aan u nie. Here, seën elke ouer wat hier is, Here, met 'n gehoorsame hart, dat ons eie lewens sal ondersoek, dat ons eie kinders, hoe ons kinders groot maak sal ondersoek, Here, en dat ons veranderinge sal aanbring, sodat ons kinders sal groot maak in die vrees van die Here. Here, maar laat ons ook ons eie lewens sal ondersoek en kyk daar waar ons wêreldse invloede ingebring het in ons eie lewens, en Here, dat ons dit sal wegvat, dat ons kinders nie sal blootstel aan die wêreld nie, dat ons onsself ook nie sal blootstel onnodiglik aan die boosheid van die wêreld nie. Here, dankie dat u ons waardig genoeg ag om vir ons kinders te gee. Dankie dat u ons vertrou met u kinders, Here. Ons weet dat u ons kinders liewer as wat ons kinders het. Here, gaan met elke ouer hierso, Here, dat hulle werklik na hulle kinders sal kyk en sal sien dat dit skepsels is wat na u beeld gemaak is. Here, dat ons lief sal wees vir ons kinders en dat ons hulle sal groot maak, dat hulle gehoorsaam sal wees en dat hulle ons sal eer. Here, gaan met elke ouer hierdie weet dat hulle die woord sal oordink, Here, en dat elkeen sal kom volgende week met 'n toeganklike hart, dat ons gaan sien hoe ons kinders moet groot maak, Here. Ons het nou gesien wat moet ons doen, Here, maar nou volgende week sal ons sien hoe ons dit moet doen. Here, ek eer u vir die geleentheid, ek loof en ek prys u vir u genade en die liefde, Here, en ons bid en ons vra al hierdie dinge in die wonderlike seun Jesus Christus se naam. Amen.